In die bulletin, 'n afgetrede regter gaan Iran se deelname aan 'n vlootoefening ondersoek en die minister van toerisme kry die wind van voor. Goeiemiddag en baie welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Die afgetrede regter Bernard Ngwepe is aangestel om die raad van ondersoek te lei wat beweringe oor die Iran se betrokkenheid by 'n onlangse vlootoefening ondersoek. President Cyril Ramaphosa se bevele is, volgens berigte, onlangs verontagsaam nadat hy Iran gemaan het om 'n toeskouer tydens die Will for Peace oefening te wees. Die minister van verdediging, Angie Motshekga, het 'n raad aangestel om al die feite vas te stel. Die DA eis intussen dat Motshekga voor die parlement verskyn om te verduidelik waarom Iran aan vlootoefeninge deelgeneem het, ten spyte van 'n bevel van president Cyril Ramaphosa om dit nie te doen nie. Die president van die Reservebank, Lesetja Kganyago, het aangekondig dat die rentekoers onveranderd op 6,75% gelaat sal word. Kganyago het dit onder meer toegeskryf aan internasionale politieke onstabiliteit en groeiende regeringsskuld in sleutelsektore. Hy sê die lae oliepryse het wel 'n groot rol gespeel om inflasie laag te hou. Kganyago het die verwagtinge dat inflasie in 'n nabye toekoms sal daal uitgespreek, met die langtermynverwagting dat 'n rekord laagtepunt in die vooruitsig gestel kan word. Die aankondiging volg nadat die Amerikaanse sentrale bank ook hulle rentekoers onveranderd gelaat het. Die prima uitleenkoers is 10,25%. Die Tshwane Metro Raad het 'n gekwalifiseerde audit vir die 2024-2025 finansiële jaar ontvang. Dit volg nadat die metro se ongemagtigde, onreëlmatige en verkwistende uitgawes tot meer as 5 miljard rand gestyg het. 'n Gekwalifiseerde audit opinie beteken daar is wanvoorstellings in die instelling se finansiële state. Die metro het in die 2020-2021 finansiële jaar laas 'n skoon audit gehad. Die ouditeur-generaal sê die metro het nie 'n doeltreffende stelsel vir die interne beheer van sy bates nie. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het kritiek van die uitvoerende hoof van die Toerisme Besigheidsraad van Suid-Afrika oor die groei in toerismesyfers veroordeel. Dit volg nadat Statistiek Suid-Afrika groei van 18% in internasionale aankomste vir 2025 aangekondig het. Die Toerisme Besigheidsraad meen egter dat 'n groot deel van die groei uit reise binne die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap streek spruit en bevraagteken of dit wel suiwer toerisme is. De Lille beskryf die kommentaar as onsin en sê alle Afrika-besoekers tel as internasionale toeriste. Die Britse premier Keir Starmer is op 'n amptelike besoek van 3 dae aan China, waar hy met die land se president Xi Jinping vergader. Tydens die twee leiers se gesprekke op die eerste dag het Starmer gesê China is 'n belangrike rolspeler op die wêreldtoneel en die Verenigde Koninkryk wil 'n meer gesofistikeerde verhouding met die land hê. Sy het op sy beurt gesê daar is 'n paar kinkels in die verhouding tussen die twee lande, maar het bygevoeg dat China gereed is om 'n langtermyn en konsekwente strategiese vennootskap met die Verenigde Koninkryk te ontwikkel. Hy het ook gesê dat gesprekvoering onvermydelik is. Dit in jou Afrikaanse nuus hier op Pretoria FM. Ek is James Kemp en ek hoop jy het 'n lieflike middag en aand verder.